wat sou die CV wees indien hulle een sou moes opstel, of as hy een of ander toetsing was, verslag, oor die karakters rondom Kersfees. Die karakters rondom Kersfees. Jesus speel natuurlik die hoofrol, Baba Jesus. Maar wie is daar by die krib? Wie is daar wanneer Jesus Christus as mens gebore word? Hy wat te alle tye van ewigheid af by God was. En sy Vader wat hom dan stuur. En hy word verneder. Ek gaan net uit Filippense daaroor lees. Hy word verneder om as 'n kind gebore te word. Ons moet dit onthou. Dit word baie romanties voorgestel en so babatjie, die nativity. Ag, en dit is wonderlik om blydskap daaroor te hê en dit te vier. Ek het nie probleme daarmee nie. En die opgewondenheid rondom Kersfees. Solank ons CV, geestelike CV, rondom Kersfees reg is, solank dit is soos wat God wil hê, dit moet wees. Nou om te begin, julle kan maar gaan lees in Matteus 1, vers 18 tot 25, word daar nou oor Josef gepraat. Josef uit die stam van Juda, Josef en Maria, baie jong meisie, hulle het jong getroud in daai stadium, daai tye. Hulle was verloof. Nou dit was 'n groot storie, dis amper soos getroud wees. En toe kom hulle agter, ons lees daar, dit het geblyk dat sy swanger is. Wel, ergens moes dit toe al gewys het, of sy het morning sickness gehad, soos enige, of die meeste vrouens wat swanger is, haar maat sekerlik geweet, en toe vind Josef uit. Nou, dink nou vir jouself, hoe sou hy gevoel het? Hulle het nog nooit seks gehad nie, hulle het nog nooit gemeenskap gehad nie. Interessant, die ou vertaling gebruik die woord, hy het haar nog nie beken nie. Dit kom ook uit die ou Hebreëus van om iemand intiem te ken. Maar goed. Nou wat gebeur? Hy besluit toe nou om, ons lees hier, hy wou haar nie in die openbaar tot skande maak nie. Wat 'n getuigskrif. Hy moes uiteindelik gaan aanmeld by die leiers. Sy sal uitgeban word, moontlik gestenig word, doodgegooi word met klippe, oor hierdie buiteegtelike verhouding en die baba wat sy verwag, en dit is nie Josef se nie, en hulle is nie getroud nie. Hier staan ook Josef wat aan die wet van Moses getrou was, hy moet die wet uitvoer, maar hy cover vir haar. En die Heilige Gees werk ook in hom. Want een nag toe hy nou slaap, hy besluit toe om in die geheim van haar te skei, sê die Hebreëus, jy sien hoe belangrik verloving was, maar om die verloving te verbreek. En toe verskyn 'n engel in 'n droom aan hom. En sê vir hom, hoorie, moenie bang wees nie, verseker was hy bang. Moenie bang wees om met Maria te trou nie. Wat in haar gebeur het, kom van die Heilige Gees. En sy gaan 'n seun kry, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die Grieks Jesus, in die Ou Testament Yeshua of Joshua, die verlosser. God is verlosser. Verder lees ons uit Jesaja 7 en 8 word aangehaal, die maagd sal swanger word en 'n kind baar, en hy is Immanuel, God met ons.
Josef het hierdie nie mooi verstaan nie, maar toe hy wakker word, toe weet hy wat om te doen. En hy het met haar getrou, so gou as moontlik. En dan lees ons, hy het nie met haar omgang. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Jesus het hom Jesus genoem. Sodat daar geen stories kan wees. Sodat daar getuig kan word, dit is 'n maagdelike geboorte. Die Heilige Gees het dit bewerk. Daarom wag hy. Maar hy trou dadelik met haar. En hy's gehoorsaam. Wat is CV? 'n eerlike man uit die stam van Juda en sekerlik nie so vreeslik belangrik in die samelewing nie. Ons lees nie daarvan nie, maar 'n skrynwerker, 'n edele beroep. En ons hoor nie veel meer van Josef nie. Later toe Jesus nou klein was, en Jesus was in die tempel, en toe hulle, Josef en Maria, hom daar gelos het, hulle het gedink hy saam met die soekgeselskap. Hy leer die mense in die tempel. Maar verder nie veel nie, dit is dan nou maar duidelik vir ons dat hy vroeg gesterf het. Nou goed, jy kan nie praat oor Josef en nie praat oor Maria nie. Ek meen, Maria is so belangrik dat sy in sommige kerke as 'n heilige, tot 'n heilige verklaar is, dat daar deur haar gebid moet word, dat sy goddelike status geniet. Nee, glad nie. Dit sê die Bybel nie. Maar ek wil dit lees in Lukas 2. Hier is 'n merkwaardige CV, getuigskrif. Dis Lukas 1. Die skaapwagters is Lukas 2. Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Josef droom, daar's 'n engel in sy droom, Gabriël, 'n gesaghebbende, geweldige engel van God, leier engel figuur, verskyn self aan Maria. Maar verseker, want dit is die seun van God wat gebore gaan word as mens. Sy was 'n verloof van Josef. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Dat 'n engel dit vir jou kom sê. God se stem was so lank stil. 400 jaar tussen Maleagi en die eerste Bybelboeke in die Nuwe Testament. 400 jaar stilte, geen profete nie. En hier kom die engel. En hy verskyn aan 'n jong vrou, baie jong, 13, 14 jaar oud, heel moontlik. En sy word die uitverkore een. Wat die instrument is om die seun van God in die wêreld te bring as baba, as mens. Sy was verbuisterd. Sy was sekerlik bang ook, want die engel sê moenie bang wees nie. Wat beteken die begroeting, vra sy vir haarself. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus, die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Onthou, sy verstaan dit nie veel nie. Dit word nie teen haar gehou nie. Dit tel nie teen haar nie. Sy groei hierin. Met die tyd leer sy, hierdie Jesus is spesiaal. Hierdie Jesus is God se seun. Hy is die verlosser. Want aan die einde, wanneer Jesus gekruisig raak, is Maria daar saam met Johannes, die disipel, by die kruis. En waar Jesus dan sê van die kruis af, vrou, hier is jou seun, hier is jou moeder, dat hulle vir mekaar moet sorg. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Dan sê Maria vir die engel, hoe so iets moontlik? Ek het nog nooit omgang met 'n man gehad nie. Regtig, 'n rein jong meisie. Sy verstaan nie, maar dat sy hierdie magtige engel nogal challenge, natuurlik met groot respek, dis baie duidelik.
Nee, sê hy, dis uit die Heilige Gees. Dis uit die Heilige Gees. Dan sê Maria ook, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het, die engel het weggegaan. Ook die gehoorsaamheid. Die gehoorsaamheid om sonder om in depressie, in twyfel te verval. Daar was sekerlik kinderstories dat sy en Josef nie omgang gehad het nie, en dat sy swanger was toe hulle getrou het. Daar seker maar gefluister, geskinder op die agtergrond. Sy vat dit alles. Sy aanvaar hierdie rol wat God vir haar gee. Wat 'n CV nie, as ons maar elke een wat 'n CV kry, getuigskrif kry, dat ons op ons CV kan sê, ek dien die Here, ek is gehoorsaam aan die Here. En dan moet julle beslis gaan lees vanaf vers 46, die loflied van Maria, die Magnificat. Dis 'n preek op sy eie, maar gaan kyk dit. Dis ongelooflik wat hierdie jong meisie hier produseer. Dit is net fantasties. Dan in Lukas 2. Wie is genooi? Die herders. Hulle pas hulle skape op. En onthou, daai tyd is gesê, herders was nou maar vuil, en jy het gelieg soos 'n herder, en jy was nie altyd eerlik nie, en so, nie baie betroubaar nie, maar God verskyn aan hulle deur 'n engel. Die heerlikheid van daai engel, sê Lukas 2, het om hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Die engel sê, moenie bang wees nie. Vandag is daar vir julle die verlosser gebore. En dit vir die hele volk. Nie net vir julle nie. Christus die Here, Christus, Jesus se titel, sy ampt, die Ou Testament, Mashiach, Messias, die een wat verwag word, wat gebore sal word. En die Here, Kyrios, Here. Hoekom word dit hier gebruik? Want ons lees in die begin van hoofstuk 2, Keiser Augustus het ook homself gesien as 'n goddelike wese. En die keisers wou hê die mense moet hulle Kyrios noem, Here, besitter, eienaar van die mense, goddelike wese. Nee, sê Lukas, jammer. Al het Augustus 'n indrukwekkende CV en getuigskrif, hy is nie die Here nie. Hy is nie goddelik nie. Die een wat God is, word gebore. En dan skielik 'n klomp engele, daai bekende woorde, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehae het. Ja, Johannes 1 sê en sy eie mense het hom, Jesus, nie aangeneem nie. Wat 'n klat. Wat 'n negatiewe op daai getuigskrif. Sy eie mense het vir hulle gekom, na hulle toe gekom. En tog, ja, hier kom het om te sê, God sê, ten spyte van dit, het ek julle lief. Ek het 'n welbehae aan julle. Ek kom doen dit vir julle. Kersfees is vir julle. Al is julle slegte sondaars, al verwerp julle hierdie Kersfeeskind, al verwerp julle hom partykeer. En dan gaan hulle nou onmiddellik, lees ons verder in Lukas 2, en hulle het daar gekom by die krib, hulle het daar vertel wat gebeur het, almal was verwonderd, hulle het weggegaan en getuig en vertel, opgewonde, met blydskap. Maria het telkens weer nagedink oor alles wat hulle gesê het. Die skaapwagters het teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Nêrens lees ons dat die skaapwagters ergens iets sê of geskryf het of ergens getuig het van die skape is vir hulle 'n beeld van Psalm 23 van Dawid. Die Here is my herder en ons is soos hierdie skapies. Nee, ek dink die ouetjies was maar vlak, geestelik. En hier snap hulle, hierdie is die verlossing. Dan is daar die sterrekykers. Matteus 1 het nou gepraat oor Josef, dan 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore,
tydens die regering van koning Herodes, en daar het sterrekykers gekom, en nou vra hulle, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom. Nou onthou, hulle was sterrekykers, wetenskaplikes, in die sterrekunde, dit was nou vir hulle nie net 'n hobby nie, dit was baie sterk wetenskap lyk vir ons in daai tyd al, en baie nuuskierig, want hulle weet, as daar so 'n ster verskyn, Jupiter en, nou wraggies vergeet ek die ander ster, 'n paar jaar gelede het die twee, dis 'n hele paar jaar gelede align, toe het hierdie twee sterre, ons dink dit is twee groot sterre wat in lyn was, en dan hierdie helder lig gee, wat vir jou sê God gebruik sy skepping ook, nie? Hy gebruik sy skepping om aan te wys, en hulle kom toe by Herodes en hy sê, wat weet julle en so, baie nuuskierig, en dan sê hy iets wat baie mooi klink op sy getuigskrif, ek wil ook gaan en aan hom hulde bring. Wat is hulde? Erkenning, aanbidding, hom volg en dien. Hy weet nie eers nie, hy is die koning van die Jode, maar hy weet nie eers. Hy noem nie eers, ek weet van die Ou Testament wat voorspel. Nee, wat, hy was gouverneur daar, kommissaris van Galilea, en die titel van die koning van die Jode, en hierdie man, kyk, hy het 'n CV wat skrik vir niks. Kom ek het 'n paar goed neergeskryf, gaan vinnig aan julle voorhou. Hy was die jongste van 2 seuns, maar ook die slimste, hy was briljant. En in 30 jaar het hy die Joodse ryk ekonomies so opgebou, beter as in die tyd van koning Dawid en Salomo. Salomo het die tempel gebou, die tempel wat hy herbou het vir die Jode, was nog meer magtig en fantasties. Markus 13 sê Jesus, of sê die disippels vir Jesus, Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue. Mense was in verwondering. Herodes het dit vir hulle gedoen. Die Talmud, Joodse geskrif het gesê, wie nie die tempel van Herodes gesien het nie, het nog nie iets moois gesien nie. En hy het opstande onderdruk met baie groot vernuf en strategie. Hy het vir Jerusalem versterk, hy het vestingplekke gebou, die watertoevoer verbeter, 'n amfitheater, Hawestad Caesarea het hy gebou. Hierdie ou het 'n getuigskrif, maar 'n slegte man. 'n absolute gespuis eintlik. Hy het uit die Romeinse owerheid by hulle gekruip, hy het gemanipuleer, hy was wreed, hy het sy eie seuns, hy het sy vrou, sy skoonma doodgemaak, want hy is paranoid, hierdie vervolgingswaan, hy wil regeer. Daarom sê hy vir die sterrekykers, ek wil gaan om hulde te bewys, maar hy leeg. Hy wil Jesus doodmaak. Right, terug by die sterrekykers, hulle gaan met 'n ompad, hulle dodge hom, soos ons sê, en hulle gaan na Jesus toe, en hulle weet, hulle wat heidene eintlik is, wat beteken hulle die lewende God Jahwe, Israel se God nie geken nie. Hulle snap, Jesus is die verlosser, Jesus is goddelik, en hy gaan sterf vir mense se sonde. Daarom met die goud, hy's koning, hier is 'n magtige koning wat gebore word. Hy kry wierook, dit verwys na, dit is wat aan die gode geoffer is, Jesus is God, en mirre, om pyn te verlig, hy sal pyn ervaar, en vir mense sterf. Herodes mis Kersfees. Kersfees gaan by Herodes verby. Hy het 'n wegsteekfees. Agter sy hulde bring aan die kindjie is die waansin en jaloesie en die eie ek, die uiterlike, maar innerlik niks toewyding aan wat God, die ware God, wil gee nie, of kom gee het. Niks toewyding aan wat die skrifte, Ou Testament,
van getuig nie. Vals. By motiewe. Vandag is nog so. Kersfees word misbruik, soveel mense wat deur die jaar niks met Jesus te doen het nie, wil winst trek uit Kersfees, elke liewe een of hulle glo of nie, vier Kersfees selfs, dan die wat glad nie Jesus persoonlik ken nie, sal ook sing as hulle die kasregister optel aan die einde van die tyd, wat 'n vriend het ons in Jesus, en Kersfees sal verbygaan by mense. Kerke sal stampvol wees, maar is dit nie maar net baie keer uiterlik nie. Wonderlike geleentheid om vir families om by mekaar te kom, geskenke te gee. God gebruik ook watter motiewe om tog hulde te bring, om tog erkenning aan Jesus te gee. Maar meestal in oorseese lande gaan dit glad nie oor Jesus nie. Hier in Suid-Afrika daarom die meeste mense weet, dit is Jesus se geboorte, maar oppas dat hy nie wegraak agter geskenke en dinge nie. Evelyn Kastelein het 'n gediggie geskryf van Kersfees tot Mei. Ek gaan net so deeltjie oor Kersfees lees. In Desember is Jesus weer gebore. Hulle het hom toegedraai in geskenkpapier en hom neergelê in die supermark. Ek het 'n boom versier met liggies en engeltjies en hom uitgenooi na 'n Kersfeesmaal van kalkoen en wyn, maar hy het weggevlug. Hy het weggevlug na die woestyn. Hy wil nie deel van die oppervlakkige vierings wees nie. Laat ons maar weer dink of hy regtig die middelpunt is. Dat ons geskenke gee vir mekaar en vir kinders. Laat ons duidelik het, laat mense duidelik verstaan. Vra aan die winkels vir die kasregister mense, oor wie gaan dit? Ken jy hierdie Jesus regtig? Wat sal op jou getuigskrif geskryf word, of sal dit ook 'n valse wegsteekfees wees? Oor die toetsing en die CV en die getuigskrif van die een oor wie dit regtig gaan, Jesus Christus, Jesaja 53, hy was verag, ons het hom nie geken nie, pynig, hy was onaansienlik soos hulle hom gemartel het, maar hy het vir ons sondes gesterf, hy het ons siektes op hom geneem. Hy het die dood ingegaan vir ons. Filippense skryf Paulus daarso, Filippense 2, dat hy wat in die gestalte van God was, hy het dit nie godgelyke wyse, self God, hy het dit nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie, hy het homself verneder tot in die dood, en dan op sy getuigskrif staan daar, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee, wat bo elke naam is. Jesus Christus, ware koning, profeet, priester wat homself opoffer. En in sy voetspore, ek en jy. Ware Kersfees in ons lewe. Mag dit so wees. Mag ons op ons getuigskrifte skryf, Jesus, se profete, priesters en konings. En kniel, opnuut hierdie Kerstyd kniel, en ware hulde bring. Amen.